Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. As ek vir elkeen van julle moet vra, wie dink julle is die bekendste Suid-Afrikaner, die mees suksesvolle Suid-Afrikaner ter wêreld? Dan is dit 'n redelike maklike vraag om te antwoord, nee. Elon Musk. Okay? En dit is verstommend as jy dink, hy het net hier af in die straat, het hy hier skool gegaan in Pretoria, en toe na skool, toe sy oor Amerika toe, waar hy sy miljoene eers gaan maak het, en toe sy biljoene gaan maak het met maatskappye soos met PayPal, en toe daarna met SpaceX, en met Tesla, en huidiglik, natuurlik is hy in die nuus, omdat hy Twitter bekom, of probeer bekom, en is verstommend, ek bedoel einde laas jaar, ek is nie presies seker wat die detail nou is nie, maar einde laas jaar, was hy die rykste ou ter wêreld gewees. En einde laas jaar, hier teen Oktober laas jaar, was hy $287 biljoen ryk gewees. Daar was 'n artikel wat dit in perspektief vir ons as Suid-Afrikaners probeer sit het, wat in die Business Insider was, einde laas jaar, wat gesê het, dat hy was so ryk teen einde laas jaar, dat die ou wat tweede rykste is, ek dink dit was Bezos, was 46%, jy weet, armer is hy, of hy 46% ryker gewees as Bezos. Meer as dit, hierdie is 'n crazy stat, ek kan nie my kop om dit kry nie. Die Business Insider sê dat die gemiddelde salaris in Suid-Afrika is R24,000. En so hulle wil hê ons moet die oefening doen om te sê dat as jy gaan en jy vat Elon Musk se $287 biljoen en jy vries dit nou, met ander woorde, hy verdien geen rente op nie, jy maak dit vas. En ek en jy vat ons R24,000 'n maand en jy spandeer niks op dit nie. Jy sit al R24,000 weg in jou bankrekening. Dan sal dit jou en my 15 miljoen jaar vat om soveel geld soos hy te hê. Okay, dis 'n crazy manier om daar te dink. Okay, dis crazy. En vriende, ek verwys hierna, nie omdat ek vanoggend enige uitspraak wil maak oor Elon Musk nie. Ek ken hom nie en ek weet nie wat in sy hart aangaan nie. Maar ek weet wat in my hart aangaan. Ek weet wat in my hart aangaan, juis soos wat ek nadink oor die Elon Musks van hierdie wêreld en soos wat ek hulle in al hulle glorie aanskou. Die ding is, vriende, jou en my, ons harte het 'n sterk aantrekkingskrag. Nie so seer tot al die geld wat die ryk ouens in hierdie wêreld het, of die Elon Musks van hierdie wêreld het nie, maar tot die lewenskwaliteit wat die Elon Musks van hierdie wêreld geniet. Lewens wat die finansiële vermoë het om al daai behoeftes wat ons het te kan bevredig, om al daai begeertes wat ons het te kan verwesenlik. Ons kyk na daai ouens en alles in ons dink, as ek maar net die finansiële vermoë gehad het as ander, om elke plesier wat ek wil hê te kan bekom, en elke probleem wat by my spook te kan vermy, dan gaan ek alright wees. En die ding is, vriende, daai is nie net stemme wat ek en jy binne in ons het nie. Dit is ook die stemme buite ons, wat die stemme daar buite vir jou en my tot roep. Vandat ons klein is, gaan ons ouers, en dan die onderwysers, en die bemarkers, en die versekeringsmaatskappye, en die finansiële adviseurs, en die liedjies wat ons luister, en die rolprente wat ons kyk, en al daardie stemme, oral deur sê vir jou en vir my, akkumuleer rykdom. Jaag dit na, gaar dit op, spandeer dit op jou begeertes en op jou behoeftes. Dit, vriende, is die definisie van 'n goeie lewe, as ons moet eerlik wees vir ons. Dit is die prentjie vir jou en vir my van die wyse lewe. Dit is die tipe van lewe wat elke stem hier binne en daar buite ons aanspoor tot sulke lewens. Alle stemme spoor ons aan tot dit, behalwe een stem, en dit is Jesus. Vriende, vir hierdie rede dan hierdie reeks wat ons mee besig is. Die reeks wat ons getitel het, Vrygewig. En wat ons in hierdie reeks wil doen, is ons wil in hierdie reeks die stem van Jesus opnuut hoor. Soos wat Jesus ons, sy disippels roep, tot lewens wat gekenmerk word deur vrygewigheid. Deur lewens wat gekenmerk word deur mededeelsaamheid. Lewens wat nie tot voordeel van ons opgaar en op onsself bly spandeer nie, maar lewens wat tot voordeel van ander gee
en deel. Dit is die doel van hierdie reeks. Nou as jy laasweek hier was, het ons begin met hierdie reeks en ons het laasweek gekyk na Lukas 4. En ons het laasweek gesien dat die vrygewige lewe begin in Lukas 4 op daardie plek waar ek en jy as God se kinders besef in die eerste plek dat ons is die begunstigdes. Ons is 'n mense wat skatryk is, want ons het 'n vrygewige God wat sy seun homself vir ons gegee het. En wat ons vandag na wil kyk is juist die gedeelte wat nou vir ons gelees was in Lukas hoofstuk 12. En so ek vra jou om sommer nou daai gedeelte byderhand te hou. En vriende, wat ons in Lukas 12 vandag gaan sien is dat Jesus wil in vandag se gedeelte ons waarsku. Jesus wil ons waarsku dat 'n lewe wat gekenmerk word deur gierigheid, dis nie die mooi Afrikaanse woord vir 'n lewe waar ek en jy meer en meer en meer begeer, en waar ek en jy ons lewens inrig om net meer en meer te akkumuleer. Jesus wil ons aanspoor en waarsku dat so 'n lewe, alhoewel dit in die wêreld daar buite en vir jou en vir my dalk lyk soos die wyse lewe, is eintlik dwaasheid. En Jesus wil ons aanspoor dat 'n lewe van vrygewigheid is actually die wyse lewe. En dit is wat ons wil saam sien vandag. So hou jou blaadjie byderhand. Voor ons in die gedeelte inspring, baie vinnig die konteks, want ons spring in vers 13 van die hoofstuk. So in Lukas hoofstuk 12, vers 1, vind ons vir Jesus saam met sy disippels, 10 teenoor die 72 disippels. En Jesus is saam met sy disippels, en die teks sê vir ons, Lukas 12 vers 1, daar was 1000 mense wat om Jesus saamgedrom het. En Lukas sê, in hoofstuk 12 vers 1, die 1000 mense het so saamgedrom, sodat hulle mekaar bykans vertrap het, sê Lukas vir ons. So dis massa hysteria, almal is opgesaik en almal is opgewonde oor Jesus. Maar Jesus raak nie pelwerdrang soos wat hy al die mense sien nie. Jesus besef dat soveel van die 1000 skare se opgewondenheid is eintlik baie oppervlakkige opgewondenheid. En so Jesus dadelik draai dan na sy disippels toe, sodat hulle kan verstaan dat hierdie skares wat hulle sien wat opgewonde is oor hierdie Jesus wat vir hulle 'n klomp staf gaan gee, is nie ware disippelskap nie. En in Lukas 12 vers 2 tot 12, die gedeelte voor ons gedeelte, kom Jesus dan en Jesus sê vir sy disippels, hoor hierso, julle het nodig om te verstaan dat daar gaan 'n koste verbonde wees aan ware disippelskap. Jesus sê vir hulle in die gedeelte voor ons, dat daar is vir Jesus se disippels vervolging in hierdie lewe. Die fariseërs en die godsdienstige leiers sal hulle voor die howe en voor die sinagoges intrek, en dit sal party van hulle se lewens kos. Maar Jesus roep sy disippels en sê, julle wat werklik my volgelinge is, julle moet getrou wees, hemel en hel is op die spel, sê Jesus vir sy disippels. En vriende, net soos wat Jesus dit sê, Jesus se woorde is nog nie koud nie, hy is nog besig om te praat, en dan gebeur vers 13. Terwyl Jesus dit sê, is daar 'n ou wat hier van die kant af, een van die ouens in die skare chip in, vers 13, en hy sê, meester, sê vir my broer, om die erfenis met my te deel. Ok, dis verstommend. Jesus is besig om oor hemel en hel te praat, en al wat hierdie ou op sy brein het, is sy erfenis. En so Jesus gebruik daardie geleentheid as 'n teaching moment vir die skare, maar spesifiek vir sy disippels. Jesus wil dit gebruik om vir hulle nou te vertel van 'n ander gevaar vir ware disippelskap. Dis nie net 'n eksterne gevaar nie, dis nie net vervolging daar buite nie, maar daar's 'n interne gevaar wat net soveel geloof kan wegvreet en net soveel hemel en hel op die spel het. En die waarskuwing gee Jesus daar in vers 15. Kyk saam met my vers 15. Hier is die waarskuwing. Jesus sê vir almal wat daar is daardie dag, vers 15, pas op. Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. En dit, vriende, vers 15, hierdie waarskuwing van Jesus is soos die opskrif wat staan oor die res van ons gedeelte. En wat ons in die res van die gedeelte sien is dat Jesus dan in vers 16 tot vers 21 eers sê hoekom ek en jy moet waak teen gierigheid. En dan wat Jesus doen in vers 22 tot vers 34 is Jesus verduidelik dan hoe 'n mens waak teen gierigheid. Okay, en dit is wat ek wil hê ons moet sien. So eerstens dan kyk saam met my daar Lukas 12 vers 16 tot 21, hoekom?
Hoekom 'n mens moet waak, sê Jesus, teen gierigheid. Vers 16, daarna het hy, dit is Jesus, vir hulle, dit is die skare, die volgende gelykenis vertel. En Jesus vertel dan hierdie storie. Jesus vertel 'n storie van 'n ryk man. En dis 'n ryk man, dit was 'n goeie jaar gewees, en so, hy het 'n baie goeie, sê die teks, 'n goeie oes opgelewer. Daai woordjie is eintlik nie goeie oes nie, dit is eintlik, daar was 'n oorvloedige oes, is die woord daar, 'n abundant oes wat hy gehad het. En so hierdie man sit, nadat hy nou kyk na sy oorvloedige oes, en hy kyk na alles wat hy nou het, en hy dink, wat gaan ek doen? En dan tref dit hom, en hy sê, ek het 'n blink plan. Wat ek gaan doen is, ek gaan al my skure vat, ek gaan hulle sloop, en ek gaan nuwe skure bou, groter skure bou, meer skure bou, dan kan ek al hierdie oorvloed daarin sit, en dan kan ek, as ek dit gedoen het, kan ek in die spieël kyk, en ek kan vir myself sê, Chom, jy het goed gedoen. Well done, great, nou kan jy ontspan, nou kan jy eet, drink en vrolik wees. En daai man doen dit, en hy's in sy noppies, hy hou partytjie, hy gaan klim die aand in die bed, en daai aand kom die Here, en die Here ontmoet hom. En die Here kom en hy ruk hom in die oor, vers 20, en die Here sê vir hom, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? Nou vriende, kom ons wees net vir 'n oomblik eerlik met onsself en met mekaar. Daar is geen indikasie in hierdie storie dat hierdie ryk man wat Jesus hierna verwys, dat hy 'n slegte ou was of dat hy 'n oneerlike ou was nie. Hierdie is die tipe van ou wat ek en jy in hierdie lewe na opkyk. Hy is die tipe van ou wat ons as mans, meeste van ons wil sulke mans wees, meeste vrouens wil met so 'n man getroud wees. Hy is die vriend wat jy beny, hy is die oom wat jy by die braaivleisvure oor spog. Hy is die toonbeeld in hierdie wêreld van 'n wyse man. Maar dit is vir so 'n man wie God in vers 20 sê, jy's 'n dwaas. Dit is vir so 'n man wie Jesus sê, hierdie ou is 'n dwaas. Let wel vriende, hy is nie 'n dwaas omdat hy ryk was nie. Hy is 'n dwaas gegeewe wat hy met sy rykdom gedoen het. Dis hoekom hy 'n dwaas is. Jy sien vriende, in die Ou Testament is 'n dwaas, reg deur die Ou Testament, is 'n dwaas iemand wat deur hierdie lewe gaan en deur hierdie lewe asof God nie bestaan nie. Dis wat 'n dwaas volgens die Ou Testament is. 'n Dwaas is iemand wat deur die lewe gaan en nie lewe aan die hand van die realiteit van God nie. En in hierdie storie is daar dus dan twee kante aan die muntstuk van hierdie ryk man se dwaasheid. Het jy dit opgetel? En die een kant sien ons in die storie dat hy was dwaas want hy het vir sy eie koninkryk gelewe. Kyk weer saam met my daarna vers 17 tot 19. Sien raak die beklemtoning van die persoonlike voornaamwoorde in vers 17 tot 19. Ek gaan dit weer lees. Ons moet dit nie mis nie. Jesus se woorde, elke woord tel. Vers 17. Hy het vir homself afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie 'n plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarna sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself, want die woord mens, daar is letterlik in die Grieks die woordjie myself. Ek sal vir myself dan sê, jy het baie goed opgegaar vir baie jare, ontspan, eet, drink en wees vrolik. Vriende, dit is die eerste fout wat hierdie man begaan het. Hy lewe vir homself. Hy lewe vir sy koninkryk. Hy lewe asof hy is die som totaal en hierdie wêreld is die som totaal van sy realiteit. Maar die ander kant van die muntstuk, van dieselfde muntstuk, sien ons sy dwaasheid, dat hy nie net vir sy eie koninkryk gelewe nie, maar hy het nie vir God se koninkryk gelewe nie. Daai laaste woorde van hom daar, ontspan, eet, drink
en wees vrolik. Daai woorde, vriende, was bekende woorde wat al Jesus se mense daar in sy oorspronklike gehoor goed sou geken het. Dit was 'n bekende gesegde gewees van 'n Griekse filosoof met die naam Epicurus. En Epicurus was die oorspronklike hedonist. Hy was iemand wat geglo het dat die doel van die lewe is om plesier na te jaag. Epicurus, as 'n Griekse filosoof, dit is nie dat hy 'n ateïs was nie. Hy het geglo dat daar was 'n God en dat daai God het hierdie wêreld gemaak. Maar volgens Epicurus en Epicureans daarna is die God het hierdie wêreld gemaak, maar toe het hy aanbeweeg teen om ander plekke te gaan maak en ander dinge te gaan doen. So die God wat alles gemaak het, is nie persoonlik betrokke in 'n regte saak nie. Yes, hy het alles gemaak, maar hy het aanbeweeg. En so hier bevind ek en jy onsself nou, en die vraag is, wat nou vir jou en vir my? Epicurus het gesê, hoor jy, ons almal gaan op 'n stadium sterf, dan gaan die partytjie verby wees, en so, terwyl jy hierso is, eet, drink, en wees vrolik, want môre sterf ons, dan is die partytjie verby. En hierdie ryk man was 'n dwaas, want jy sien Epicurus was verkeerd, hierdie man se partytjie het tot 'n einde gekom. Hy het gesterf, maar Epicurus was verkeerd geweest, want toe hy sterf, toe moes hy rekenskap gee aan God. Kyk saam met daar in vers 20. God sê vir die man, vannag nog sal jou lewe opgeëis word van jou. Daai woordjie opgeëis, of in die Engels required, is die woordjie vir wat iemand van jou vereis, dit wat eintlik aan hulle behoort. En dit is die fout wat hierdie ou gemaak het. Jy sien wat die ryk man gemaak het, vriende, en ek dink dit is hoe meeste van ons dink, is dit nie, is ons besef dat God het alles gemaak, en ons besef dat God is die gewer van alles. Maar die fout wat die ryk man gemaak het, die fout wat ons so baie kere maak, is ons is reg om te sê God is die gewer, maar ons sien vir God as die gewer soos wat die lotto of die local casino 'n gewer is. So ons ontvang rykdom vanaf die lotto of vanaf die casino af, maar ons nou strings attached. Wat jy dan maak met daai rykdom is pretty much up to you. En dit is die fout wat hierdie ou gemaak het. Eerder is die manier om oor God as gewer te dink, is om God as 'n gewer te sien soos wat 'n belegger vir sy batebestuurders rykdomme oorhandig. Dit is die fout wat hierdie man gemaak het, vriende. Dit is wat hy gemaak het. Dis wat Jesus sê, kyk vers 21. So sal dit wees met elkeen wat ryk is teenoor homself, maar nie ryk is teenoor God nie. En vriende, ons moet onsself afvra, is die storie van die ryk man, is dit moontlik ook jou en my storie? Die gevaar, vriende, vir ons as hedendaagse, westerse Christene is dat dit is so maklik vir ons om te sê ons is Christene. Dit is so maklik vir ons om te sê ons is gelowiges, maar die gevaar is dat ons dalk baie mag wees soos daai skare van duisende wat in oppervlakkige opgewondenheid om Jesus saamgedrom het, maar wat nie heeltemal soos sy ware disippels begryp het dat daar is 'n koste verbonde aan disippelskap nie. Dit is die gevaar. Die gevaar is dat ons dalk intellektueel al die regte teologiese dinge mag glo oor God en oor Jesus en oor die Bybel en, maar dat ons is funksioneel soos hierdie ryk man, funksionele ateïste. Jy sien, jy kan die regte teologie hê, maar funksioneel, hoe jy in die regte wêreld operate, is ons eintlik meer soos ateïste, mense wat met aardse rykdom omgaan, asof hierdie wêreld al is wat saak maak en asof God nie werklik bestaan nie. Die gevaar is, vriende, dat ons soos die ryk man mag dink dat dit wat ons besit aan ons behoort, in steede dat dit eintlik aan God behoort. Die gevaar is dat ons mag besig wees om vir ons koninkryke te lewe, in steede as batebestuurders van sy koninkryk. En vriende, vir hierdie rede dan, omdat Jesus vir ons lief is,
Omdat Jesus vir die skare lief was en vir sy disippels lief was. Waarsku Jesus vir jou en vir my in hierdie gedeelte. Jesus sê vir ons, pas op. Wees op julle hoede. Waak teen gierigheid. Dit is meer gevaarlik vir jou geloof. Gierigheid is meer gevaarlik vir ons geloof as iemand wat ons in 'n tronk kan gooi en jou en my fisies kan doodmaak, sê Jesus in die gedeelte. En so, dit is 'n versoeking vir ons almal. Onthou met wie praat Jesus hier, nê? Jesus praat hier eintlik in die eerste plek met hierdie twee broers. Hy praat met die broer wat het en nie wil gee nie, en hy praat met die broer wat nie het nie en wat wil hê. Altwee is in die gevaar vir gierigheid. Vriende, so is dit met ons, nê? Dit is so ook vir elkeen van ons. Ons almal moet hoor. Pas op vir gierigheid, vers 21, om iemand te wees wat skatte in hierdie lewe najaag, in steede daarvan om ryk te wees teenoor God, is dwaasheid, sê Jesus. Dit is dwaasheid, want ons gaan eendag staan voor die belegger, sy naam is God, en ons as die batebestuurders gaan met rekenskap eis van wat ons met sy bates gedoen het. Die vraag is, wat beteken dit vir ons prakties? Wat beteken dit vir ons prakties? Ek dink, vriende, die beeld van die ryk man met sy skure is 'n behulpsame beeld vir ons. Weereens, soos ons net nou gesê het, hierdie man se fout was nie dat hy noodwendig ryk was nie. Die fout was ook nie eers dat hy skure gehad het waarin hy dinge gestoor het en gebeere het nie. Die Bybel is duidelik daaroor. Vriende, daar's 'n plek, daar's 'n sinvolle, wyse plek vir jou en vir my om in hierdie lewe te beplan, vir jou en vir my om te stoor en te spaar. Dit was nie die probleem en die fout, die dwaasheid van hierdie man nie. Nee, die fout het ingekom toe God hom oorvloedig geseën het en hy het daardie oorvloed gevat en hy het bloot gegaan en hy het net groter skure gebou sodat hy daai oorvloed kon vat en dit ook net verder op homself spandeer. Dit was die fout gewees. Die prentjie hier, vriende, is 'n prentjie wat as jy enigstens al Lord of the Rings gedoen het, ons huwelikskursus, sou jy al daar gehoor het, maar dit is die illustrasie van die beker en die ballon. Jy sien, beide 'n beker en 'n ballon kan water bevat. Jy kan water in 'n beker of in 'n ballon gooi, maar die beker het 'n vaste volume. En soos jy aanhou water in die beker gooi, dan kry daai beker versadigingspunt en dit wat daarna dan kom, vloei oor, dit loop oor. Maar as jy die water in die ballon gooi, al wat die ballon doen is hy expand net, hy stretch net, hy word net groter en groter. Okay, eventueel gaan hy bars, maar vir illustrasie, hy word groter en hy word groter. En vriende, dit is die punt wat Jesus ons tot roep. Hierdie is Bybelse disippelskap, Christendom. God roep ons om bekers te wees, in steede daarvan om ballonne te wees. God roep jou en my om biddend vas te stel in ons lewens, biddend vas te stel in ons lewens, wat is genoeg? Wat is genoeg? Nou daai genoeg wat in die beker is, sluit in. Dit sluit in plesiere, dit sluit in om sinvol te kan spaar, dit sluit in om seker te maak dat ons kan op 'n billike manier omsien na die behoeftes en die legitimate verantwoordelikhede wat ons in hierdie lewe het. Dit sluit dit alles in. Maar vriende, dit is anderste, dit is heeltemal iets anderste as om mense te wees soos wat die Here ons het meer en meer en meer seën. Al wat ons doen is ons gaan en ons expand ons budgets. Ons expand ons lewenstyle. En ons gaan en ons vat al daai oorvloed en ons spandeer dit op ons. Die een is wysheid en is toelaatbaar, die ander een is dwaasheid. Die vraag natuurlik vir ons almal is maar, okay, waar trek jy die lyn? Watter plesiertjies is legitimate plesiertjies? Watter plesiertjies is nie? Hoeveel mag ek spaar? Hoeveel mag ek nie spaar nie? Wat mag ek spandeer? Wat mag ek nie spandeer nie? En die antwoord is ek weet nie. Ek weet nie. Vriende, God gee nie vir ons in die Bybel 'n versie met getalle wat vir jou sê wat ek en jy mag doen nie. Daar's nie in die agterkant van ons Bybels 'n glyskaal en dan sê dit, okay, kyk hierso op jou salaris, hierdie is wat jy mag spandeer en hierdie is wat jy mag doen nie. Ek wens dit was daar, maar God weet beter as ons en hy doen dit nie so nie. Want dan is dit nie meer verhouding nie. Dis nie meer verhouding nie. Wat God wil doen is, hy wil in 'n dinamiese, lewende verhouding met jou en met my wandel, waar ons hom biddend soek,
waar ons heeltyd in hierdie plek is, waar ons gegewe wat ook al die lewensfase mag wees, en gegewe die seisoen en die verantwoordelikhede, waar ook al dit mag wees, waar ons bidend soek, en waar ons heeltyd sê, Here, ek is hier vir jou. Ek is hier om vir jou te lewe. Ek is jou batebestuurder. En aan die een kant, en die een oor, soos wat ek in verhouding met hom lewe, hoor ek vers 15, ek hoor wat hy vir my sê, pas op vir gierigheid, en ek hoor in die ander oor, hoor ek vers 21 wat sê, wees ryk teenoor my, sê God. Maar wat dit presies beteken, vriende, dit is tussen jou en die Here. Ons kan nie vir mekaar voorskriftelik hier wees nie. Maar dit is die eerste ding. Hoekom 'n mens moet waak teen gierigheid? Vers 21 of vers 16 tot 21. Hier is die tweede ding. Die hoe. Hoe 'n mens waak teen gierigheid. Dis vers 22 tot vers 34. Kyk asseblief weer saam met my daar na die gedeelte. Vers 22 tot vers 34 gaan Jesus aan. En hierdie tweede gedeelte, ten minste hoe ons dit in Lukas vind, is verbind aan daai eerste gedeelte deur die woordjie daarom. Sien jy die daarom in vers 22? Met ander woorde, Jesus sê nou, gegewe die gevaar van gierigheid, nou praat hy met sy disippels. Hy sien julle daar, hy praat met die disippels en hy sê, hierdie is hoe julle as my disippels aktief teen gierigheid moet waak. En wat ons dan in hierdie gedeelte het, vriende, is basies 3 opdragte. 3 opdragte wat Jesus vir sy disippels gee. Hierdie opdragte is verwant aan mekaar. Dit is eintlik alles een ding, maar ons gaan dit in 3 gedeeltes opbreek. 3 verwante opdragte wat Jesus aan sy disippels en dus ook aan jou en my gee vir hoe ons dan teen gierigheid moet waak. Die eerste ding is dit. Sien raak saam my daar. Jesus sê vir jou en vir my, begin deur die volgende te doen. Moenie angstig wees oor wat jy nodig het om te lewe nie. Moenie angstig wees nie, en dit is 'n opdrag aan ons. Moenie angstig wees oor wat jy nodig het om aan die lewe te kan bly nie. Kyk ons saam my vers 22. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie. Letterlik die woord angstig. Moenie angstig wees oor julle lewe, oor wat julle eet of oor julle liggaam, oor wat julle aantrek nie. En Jesus herhaal dit dan. Kyk na vers 25. Weer vers 25 sê hy, moenie bekommer nie. Vers 26, waarom bekommer julle julleself? Kyk na vers 29, moenie besorgd wees nie. Kyk na vers 32, moenie bang wees nie. En as jy stop vir 'n oomblik, vriende, en jy dink daaroor, dan maak dit sin dat Jesus hier begin. Doen dit nie? Want as dit is dat gierigheid 'n interne stryd is, iets wat in jou en my hart gebeur, dan is die plek en die eerste plek waar ek en jy gierigheid fight, is in ons harte. En dit is in die plek van vrese. Jy sien, dink aan gierigheid soos 'n onkruid wat in jou en my harte is. En as gierigheid 'n onkruid is, dan sê Jesus die wortels van daardie onkruid is vrees. Dit was selfs so vir die ryk man gewees. Het jy dit opgetel in die storie? Die ryk man met sy oorvloed sit en dink, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Hy bou groter skure. Wat is die eerste ding wat hy sê toe hy sy skure gebou het? Ontspan. Nou kan ek ontspan. Vriende, en so is dit met jou en ook met my. Soos wat ek en jy nadink, vriende, oor ons lewens, oor ons welstand, al daai dinge, vra jouself af, wat is daardie dinge wat jou heiliglik angstig maak? Wat is daai dinge met betrekking tot jou welstand wat jou bekommerd maak, besorgd maak, bang maak, die taal van die gedeelte? Jy sien, as ek en jy, vriende, die stryd teen gierigheid enigsins kan begin om dit te kan fight en te kan wen, dan het ek en jy nodig om te begin deur eerlik met onsself en eerlik met mekaar te wees, dat ons op die beste van tye gedryf word deur vrees. Dis wat ons nodig het om te begin. Ons het nodig om te besef, wat is die dinge wat my bang maak met betrekking tot my welstand? En as jy kan besef wat is die dinge wat jou vrese is, dan sal dit jou ook slimmer maak om al die slinkse maniere te sien wat die wêreld om ons juis op jou en my vrese inspeel, soos wat hulle ons gierigheid probeer aanwakker om hulle gierigheid te bevredig.
En so jy het nodig om te besef, wat is daai vrese vir jou en vir my? En vriende, as ek en jy daai vrese kan identifiseer, waaruit gierigheid uit voortspruit, dan het ons nodig om met daardie vrese hulle vol in die gesig te staar, en ons het nodig om tot die einde van onsself te kom. Dit is wat ons moet doen. Dit is die tweede ding wat Jesus ons tot roep. Hier is die tweede opdrag in die gedeelte. Sien raak saam met daar, Jesus gaan dan aan, en Jesus sê vir jou en vir my, besef dan dat jy het 'n Vader wat na jou omsien. En so daar in vers 24 tot 28 is daar hierdie twee bekende voorbeelde wat Jesus gee uit die natuur uit, twee voorbeelde van God se voorsiening. Jesus sê eerste vir ons daar, kyk aan vers 24, kyk na die kraaie. Kraaie, okay, die lelikste van voëls. Dis die een voëls wat nie stembande gekry het om te kan sing nie. Hulle is soos heel onder op die ranglys van voëls. En Jesus sê, kyk na die kraaie. As God dan na hulle omsien, hoeveel te meer, sê Jesus, sal hy nie na julle, my disippels, omsien nie. Vers 27, kyk na die veldblomme. Nie daai mooi fancy rose in jou tuin nie, daai onkruid wat langs die N1 groei en opkom met blomme. Kyk na daai blomme, sê Jesus. Kyk na hulle. As daardie blomme met ongekende pragt beklee is, daai blomme wat net tydelik bestaan, sê Jesus, hoeveel te meer sal God nie dan na julle, my disippels, julle wat vir ewig gaan bestaan, hoeveel te meer sal hy nie na julle omsien nie. Het jy gesien daarso vers 30, vers 31, hoe Jesus na God verwys? Vers 30 en weer in vers 31, God noem hy ons Vader. En dit is die beeld wat ek en jy voor oë moet hou. Dit is die kosbaarste waarheid van die Christelike geloof, is dat ons, wat by wyse van geloof verbind is met Jesus, hy wat die Seun is. Deur geloof in Jesus is elkeen van ons nou aangeneem in God se familie. En nou is God jou en my Vader. En Jesus wil hê ek en jy moet dit onthou, dat God is ons Vader. Vriende, hoor dit mooi, die stryd teen gierigheid wat spruit uit 'n vrese wat in ons harte is. Daai stryd teen gierigheid is uiteindelik 'n stryd van geloof. Dit is hoekom Jesus in vers 28 die woord klein gelowiges gebruik. Ons fight teen gierigheid oor harte wat vrees is eintlik 'n fight vir geloof. En die manier wat ek en jy dan teen gierigheid waak, vriende, is om daagliks, en nie daagliks is nie genoeg nie, deurgaans na God toe te kom en hom te sien as ons Vader en by hom te kom rus. Om by hom te kom rus in die wete dat hy is ons Vader. Hy sal na ons omsien. Vriende, hoor dit opnuut weer vandag. Hierdie is die stryd van geloof. God is oneindig keer meer lief vir jou en vir my. Oneindig keer meer lief vir jou en vir my, as wat ons ooit vir ons kinders kan wees. En God is oneindig keer meer in staat om na jou en my om te sien, as wat ek en jy ooit na ons kinders kan omsien. Ek en jy het nodig om dit te glo. Ons het nodig om daai God as Vader te vertrou. Dit is die stryd van geloof en dit is die fight om gierigheid te wen. Hier is die derde ding, die laaste ding. Die derde opdrag dan sê Jesus vir ons. Soos jy dit gedoen het, jy identifiseer die vrese, jy sien vir God as jou Vader wat na jou so omsien. Derdens dan, laaste ding, roep Jesus ons, hy sê, en so soek allereers die koninkryk van God. Hoor weer eens mooi. Vriende, een van die groot redes hoekom gierigheid so dwaas is nie omdat ek en jy meer soek as wat God vir ons bestem het nie. Dis eerder dat ek en jy bereid is om met verminder te settle as wat God vir ons bestem het. God het vir jou en vir my sy koninkryk bestem. En so hy sê vir jou en vir my, soek dit. Soek my Vader se koninkryk, soek my koninkryk, sê Jesus. Wat beteken dit? Wel, soos die ou Afrikaanse liedboek, soek allereers die koninkryk van God.
beteken soek na die wil van die Heer. Jesus in die Onse Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Jesus roep jou en my, sê soek dit na. Soek na in hierdie lewe, doen die regte ding. Doen dit wat God wees gehoorsaam aan God in die hand van sy geopenbaarde wil. En wat is die Here se wil? Dis die groot gebod. Die Here se wil is dat jy die Here jou God sal lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand, en gelyk daaraan dieselfde ding sê Jesus, die Here se wil is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Die Here se wil is dat ons mense sal wees wat radikale lewens van vrygewigheid lewe as 'n manifestering, 'n uitleef van ons naaste liefde. Dit is wat Jesus sê. Kyk vers 33. Jesus sê, verkoop jou besittings en gee almoses. Letterlik, verkoop jou besittings en gee dit aan die wat behoeftig is, sê Jesus. Weereens, hoeveel van my besittings? Dis 'n saak tussen jou en God. Niemand kan met dit voorskriftelik wees nie. Maar wat dit ten minste beteken in die konteks hier is dat ons 'n mense sal wees wat vanuit die oorvloed wat God vir ons gee, sal kyk na ander se tekort en besef dat ons is God se batebestuurders wie hy ryklik seën sodat ons 'n seëning vir ander sal wees. Jesus sê verkoop jou besittings, gee dit aan ander. En Jesus sê doen dit. Lewe sulke lewens wat die koninkryk soek, wat radikaal vrygewig is. En Jesus sê dit is die wyse ding om te doen. Dis hoe hy eindig. Dit is wysheid, sê Jesus. Dit is wys gegee vers 31, kyk daar, want Jesus sê die wat lewe as God se batebestuurders, God sal na hulle omsien. Hierdie dinge sal vir hulle gegee word, die kos, die klere, dit wat jy nodig om okay te wees in die lewe, die Here sal na jou kyk. Jesus sê vertrou jou hemelse Vader. Maar hierdie is ook die wyse lewe, kyk daar in vers 33, want sulke mense wat radikale lewens van vrygewigheid lewe, sê Jesus is besig om 'n onuitputlike skat vir hulle self op te gaar. Hulle is besig om 'n skat op te gaar wat nie deur roes en deur diewe en deur motte weggeneem kan word nie. Praat van 'n goeie langtermynbelegging. As ek op my foon, ek weet nie vir van julle bank by FNB nie, maar as ek op my foon gaan op my FNB app, dan is daar op my FNB app is daar 'n knoppie wat ek kan druk wat sê 'n my net worth. En op die my net worth ding kan ek sien hoe ryk ek regtig is. Dit lys my bates, as ook my beleggings daar, dit lys my laste en alles wat iemand nog op 'n stadium van my af gaan eis. En daar kan ek sien hoe ryk ek regtig is of nie. En die vraag vir jou en vir my vriende is dat as jy jou koninkryks app oopmaak en jy klik op daai koninkryks app, hoe ryk is jy regtig? Wat is jou beleggings? Wat is jou bates daar? Die bates wat genuine gaan hou. Wat is daai laste? Wat is daai dinge wat van jou geëis gaan word? Hoe ryk is jy regtig? Ek sluit af. Ek sluit hiermee af, vriende. Gierigheid is 'n interne gevaar. Gierigheid is 'n hartskondisie en so die uiteindelike manier vir jou en vir my om teen gierigheid te fight, hierdie dwaase hartskondisie is vir jou en vir my om ons persepsie van rykdom te wysig. Dit is hoe Jesus eindig, vers 34. Jesus sê vir jou en vir my, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So Jesus roep ons om te sê, as jy struggle met 'n hart van gierigheid, maak seker jou hart is verlore op die regte skat. Want waar jou skat is, sal jou hart dan wees. En so vriende, ek wil daarmee afsluit. Kom ons sien opnuut. Kom ons sien opnuut vanoggend vir Jesus. Hy wat ons waarsku. Kom ons sien hom as die mees kosbaarste van skatte. Vriende, Jesus was so vrygewig geweest teenoor jou en my dat hy het sy hemelse weelde neergelê en hy het mens geword en hy het na 'n kruis toe gegaan waar hy sy lewe uitgestort het. Hy het
alles in sy rekening getrek om dit op jou en my te kom spandeer. En hy het sy lewe uitgestort op die kruis sodat hy die losprys kon betaal vir jou en my sondeskuld, sodat ek en jy nou nie net dat ons sondeskuld afgeskryf kan word nie, maar sodat ek en jy nou ewige erfgename kan wees, saam met hom in sy koninkryk. Dit is hoe vrygewig Jesus teenoor jou en my was. En so in die lig daarvan sien vir Jesus as die mees kosbaarste van skatte en besef dit dan, die vrygewige lewe, vriende, is 'n wyse lewe. Dit is 'n wyse lewe want dit erken dit wat waarlik kosbaar is in hierdie lewe, naamlik Jesus. En dit is 'n wyse lewe want dit slaan ag op daardie dinge wat werklik blywend sal wees, naamlik Jesus se koninkryk. En so, kom ek los julle met die woorde, bekende woorde, julle ken dit. Ek gaan dit vir ons 2 keer lees van Jim Elliot. En ek los ons met hierdie woorde van Jim Elliot. Mag ons, vriende, hierdie goddelike perspektief hê, soos wat Jim Elliot vir ons sê. He is no fool to give what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. He is no fool to give what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek is so bewus dat hierdie woorde wat ons vandag gehoor het is sobering words, dit is harde woorde, dit is woorde waar elkeen van ons, verseker ek, waar ons almal bewus is, Here, hoe ons kort skiet, hoe ons so vinnig vir onsself lewe. Here, en vir mense soos ons, Here, het U nodig gehad om die grootste van lospryse te kom betaal. En Here, ons is daardie begunstigdes van U, 'n vrygewige God, 'n vrygewige Jesus. Here, maak ons asseblief tog wys. Maak ons se mense wat in die lig van U vrygewigheid, Here, nie lewe vir onsself nie, maar lewens van vrygewigheid sal lewe verander. Here, gee vir ons die oë wat nou reeds sien hoe dit die goeie lewe nou en vir alle ewigheid is. Ag Here, kom, hou aan om ons te seën. Maar Here, maak ons 'n seëning verander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.